Ek is Thys van Zyl en hierdie is 'n wins of verlies. Vandag gesels ons oor skoolgeld, staatsbesteding en die uitdagings wat Suid-Afrikaanse skole elke dag in die gesig staar. By my om hieroor te gesels is Rian van der Berg, adjunk uitvoerende hoof van FETSAS en Peregrine Joint, skoolhoof van Afrikaans Hoër Seunskool in Pretoria. Maar baie welkom hier so by ons en op die program en ek sien nog uit na hierdie gesprek. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Dankie Thys, baie lekker om hier te wees. Rian, ons begin so by jou, adjunk uitvoerende hoof van FETSAS. Maar net 'n bietjie vir ons kykers daar buite, FETSAS, net 'n bietjie oorsig, wat doen julle, waar pas julle in ensovoorts? Ja, ek dink dit is goed om net daai konteks te gee. Ja. FETSAS is 'n beheerliggaam, organisasie en alle openbare skole het 'n beheerliggaam wat elke derde jaar verkies word en die meerderheid daarvan is ouers. Ons verteenwoordig ons lede in die verhouding met die departement op nasionale en provinsiale vlak. Ons is ook die kollektiewe stem van skole. Ons het so dig by die 2000 lede en ons help hulle maar praat namens hulle in die media, in verhouding met die departement en dan doen ons opleiding en navraag en advies vir ons skole en so bou ons kwaliteit onderwys vir alle leerders in die land. En dan natuurlik meneer Joint daarvan Affies. Wat is die van die uitdagings wat julle meestal kry? Jy weet, as ons byvoorbeeld kyk finansiëel byvoorbeeld. Ek sou sê, ek dink seker maar twee van die grootste uitdagings is die departement van onderwys, wat se finansiële bydrae regtig baie klein is. En dan het jy toenemend ouers wat sukkel om skoolfonds te betaal. So daar's 'n redelike groot komponent van ouers wat sukkel om skoolfonds te betaal. So en mense moet maar net planne maak en 'n manier vind om dit te maak werk. As ons 'n mens byvoorbeeld kyk, die inflasiekoers rondom salarisverhogings en byvoorbeeld baie kere ook die verhogings van skoolfonds, is dit iets wat basies, jy weet, skole na kyk, jy weet, ook van 'n Unie perspektief af, jy weet, om dit so laag as moontlik te hou, of is dit nie altyd so maklik om byvoorbeeld jou vinger op dit te hou nie? Jy weet, en die vraag is aan julle albei gerig. Ons kan ook maar begin by meneer Joint. In ons geval, maar waarskynlik in alle skole is die beheerliggaam nogal uiters sensitief. Want ons weet dis moeilike ekonomiese tye en mense kry swaar. Die verhoging van skoolgelde is basies by elke skool wat ek van weet, is altyd meer as die verbruikersprysindeks, met ander woorde gewone inflasie. Ja. So jou mandjie wat jou kostes opmaak, lyk anders as die breë verbruikersprysindeks van die gewone man op straat. Jy weet, so ons het gelukkig 'n goeie verhouding met klomp skole. So jy toets jou persentasieverhoging by ander skole en sê waar lê julle min of meer dat mens nie buitensporig is nie. Wat dit verskriklik moeilik maak is wanneer mens kapitaalprojekte wil aanpak, dan moet jy ergens addisionele geld vind. Want jou gewone begroting is 'n bedryfsbegroting wat jaar in jaar uit en omdat ons openbare skool is, mag jy nie vir 'n surplus of 'n wins begroot nie. Nee, dit is basies 'n nul begroting wat jou inkomste en die uitgawes gelyk is aan mekaar. So as jy dan nou 'n kapitaalprojek wil hê, die departement van onderwys gaan vir jou niks geld gee nie. Ja, jy wil bylas. Ek dink die uitdaging vir skole lê daarin dat dit nie net 'n bekostigbare skoolfonds moet wees nie, maar ook 'n waarde vir geld skoolfonds moet wees. So ons probeer die vraag so 'n bietjie anders te stel en sê, moenie net goedkoop wees nie, maar kry jy waarde vir geld? Of moenie net duur wees nie, maar wat word aangebied? En dan is die gesprek so 'n bietjie anders as dit is 'n 3% of 'n 5% gesprek, dit is wat offer ons binne die gesprek. So daar's 'n bietjie meer vleis aan die been rondom dit, maar inflasie, ek weet nie hoe volhoubaar dit is vir skole om elke jaar 'n 6 of 'n 7% te verhoog, terwyl die inflasie onder 5% is, en dit is die mense se gevoelde realiteit. Nee, dit is, maar onthou, dit is die realiteit. Ja. As ons baie keer mooi gaan kyk, ek bedoel, 'n salaristipe verdienende persoon oor 'n 10 jaar tydperk, jy weet, met 'n inflasiekoers wat hy is, teenoor 'n verhoging wat hy kry, veral in die privaat sektor, waar hy party jare byvoorbeeld nie 'n verhoging sou gekry het, hy word stelselmatig armer. Nou wil ek vir meneer Joint vra, ons betaal belasting tog, jy weet, en jy het al hierdie vraag al hoeveel kere gekry, en ek dink as julle julle finansiële vergadering het met ouers, sal hulle byvoorbeeld sê, maar ons betaal belasting, en dit is 'n publieke skool, jy weet, en nou moet ek nog dit doen, en ek moet nog dit betaal, en ek moet nog dit betaal, so met ander woorde, waar eindig dit? Maar uit die aard van die saak is, daar moet 'n kwaliteit gehandhaaf word, byvoorbeeld van wat julle van die staat af ontvang en wat julle dan nou self moet befonds. Maar wat kry julle byvoorbeeld van die staat af, as ek dit so kan stel? Suid-Afrika se openbare skole sektor is in 5 kwintiele ingedeel. So jy het kwintiel 1, 2 en 3 skole, is skole waar daar geen skoolfonds gehef word nie, en hulle word 100% deur die staat ondersteun en hulle kry 'n groter bedrag
per leerling van die staat af. Dan het jy kwintiel 4 en kwintiel 5. Nou ons is 'n kwintiel 5 skool wat nou sogenaamd jou meer bevoorregte skole is. Die bydrae wat ons per leerling van die staat af kry is maar R315 per kind vir die jaar. Goodness. En uit 'n begrotingspersentasie oogpunt is dit in ons geval is basies 'n 0,5% van ons begroting. Maar ek dink die positiewe daarvan is in 'n mate is jy amper 'n privaat skool, want die feit dat jy mag skoolfonds hef, gee vir jou die geleentheid om 'n klomp goed te doen. Jy het kinders wat graag wil deelneem aan sport, aan kultuur, aan musiek, aan robotika en rekenaars ensovoorts. So dit stel jou in staat om daai te kan doen. Terwyl as jy net van die staat afhanklik is, dan sal jou aantal kinders in die klas baie meer wees. Dis by hoërskole is dit basies 1 tot 40. En omdat jy skoolfonds hef, kan jy, in ons geval is ons onder 30 kinders per klas. En dit verhoog natuurlik die gehalte van die onderrig. En ek dink ouers besef dit, maar natuurlik, dit is dubbel betaal. Ek wil afsluit hierdie segment by jou, Rian. As mense sê van Wetsel se kant af. Nou, hierdie is nou 'n skool, is 'n regeringsbate, nommer 1. Nommer 2, dit is nou 'n kategorie 4 of 5 skool, so ons mag skoolfonds hef, en natuurlik kan ons met dit dan 'n bestuur, om die kwaliteit kan ons optel, en natuurlik, jy weet, onder bestuur plaas dan van kundiges, as ek dit so kan stel. Maar sekerlik kan die unies begin druk sit op die regering om te sê, maar ons gediskonteer dit 'n bietjie van hierdie uitgawes, byvoorbeeld. So, ek is veronderstel om gratis dan kom ons elektrisiteit en water ten minste te kan ontvang. As hierdie jou perseel is tog. Jy weet tog, en julle gee ons die ondersteuning wat ons veronderstel is om te kry nie. Is dit 'n oop gesprek vir die regering of is dit net 'n no-go? Dit is 'n staatsbate, maar dit is onder beheer en bestuur van die skool. Die staat betaal die erfbelasting. En in die laer kwintiel skole staan hulle in vir 'n groter mate van, staan in vir alles van die krag en munisipale dienste. 'n Kwintiel 4 en 5 skool, daar van my kinders skool gaan, ek dink dit vir die staatsfonds gee, die R315 wat meneer Perry van praat, is nie genoeg om, dit betaal so 'n maand en 'n half, dalk 2 maande se water en kragrekening. So daar's 'n baie sterk argument te maak, dat moet skole nie verligting kry nie. Daar was 'n hofsaak en regsopinies daaroor gevoer, en dit is nie iets wat lyk of ons dit in die korttermyn gaan wen nie. Dit maak 'n groot probleem. Die LER in Gauteng het gesê, skole wat nie hulle water en krag betaal nie, gaan hulle regte verloor, maar hulle gee nie vir hulle genoeg geld om die water en krag te betaal nie. So dis so 'n tweesnydende swaard. Ons moet eintlik net in die kwintiel 4 en 5 skoolbedeling minder staatsafhanklik wees en meer ons eie as 'n samelewing en 'n gemeenskap funksioneer. Ja. Maak 100% sin. Wel, net hierna kyk ons na die uitdagings wat skole daagliks moet bestuur. Ons almal weet dat onderwys in ons land groot uitdagings in die gesig staar. Maar watter rol speel die beheerliggaam om daardie uitdagings in die hoef te slaan? Ja, ek dink daar is maar 'n algemene ding. Jy weet, en is 'n algemene ding waar ook gepraat word, maar kom ons gaan 'n bietjie daarna meneer Joint toe, as ons byvoorbeeld kyk, hoe belangrik is 'n ordentlike funksionerende beheerliggaam wat natuurlik by die onderwysbestuurskorps ook aansluit. Jy weet, op dagbestuur teenoor algemene beheerliggaamsbestuur. Hoe belangrik is dit om daai reg te hê? Daar sal 'n hele paar voorbeelde in ons land waar ons gesien het as 'n skoolbestuur en die beheerliggaam nie om dieselfde vuur sit nie, dan gaan dit baie moeilik. Ons is bevoordeel in ons skool is dat die beheerliggaam wat nou natuurlik uit die ouers verkies word, is regtig daar vir die regte redes. En dit is om die skool te verbeter en om in die beste belang van die kinders op te tree. En ek dink as mense, gemeenskappe dit verstaan. Het gaan oor die kind en die beste belang van die kind en sy opvoeding, dan moet ek sê, dan is dit baie makliker om dieselfde vuur te sit en saam te beplan ensovoorts en in dieselfde rigting te trek. So ek dink skoolbestuur en beheerliggaam moet regtig moeite doen om daai verhouding te koester. Ja, van julle kant af van Wetsel af byvoorbeeld, hoe belangrik is daai beheerliggaamsverantwoordelikheid? Baie kykers daar buite hoor maar net van 'n beheerliggaam en 'n beheerliggaamsverkiesing en hulle dink byvoorbeeld dalk hulle kry vergoeding daarvoor en hulle kry outomatiese parkering dalk daarvoor en 'n T-shirt of 2 en hulle kinders word outomaties leiers. So 'n klomp elemente van 'n stigma wat rondom 'n beheerliggaam gaan. Maar ek dink net vir ons kyker daar buite, wat is die verantwoordelikheid wat eintlik gegee word aan 'n beheerliggaamslid? En as dit skeefloop, waarvoor kan hy verantwoordelik gehou word, byvoorbeeld sou daar iets verkeerd gaan? As 'n beheerliggaamlid het jy 'n baie groot rol. Dis jammer dat dit net 'n 3 jaar rol is, maar
in daai tyd neem jy rigtinggewende besluite, jy stel beleid, jy beskerm die skool, jy doen alles in jou vermoë. Een van die grootste rolle van 'n beheerliggaam is om addisionele fondse in te samel. Finansies. Absoluut finansies, nie net skoolfonds nie, maar fondsinsameling nie meer. En dan moet dit goed beheer en bestuur word. Ons moet seker maak dat ons goeie beheerliggaamlede is, wat seker maak die skool se finansies gee die maksimum uitset vir elke rand wat ons inkry, kry ons die maksimum kwaliteit uitset van daardie rand in die skool. En as 'n beheerliggaam droog maak of bestuur droog maak, dan is daar gevolge. Daar's nou nog nie baie gevalle waar beheerliggaamlede in die hof geëindig het nie, maar die wet is baie duidelik. Jy staan in 'n fiduciêre posisie, jy is afsonderlik en gesamentlik verantwoordelik vir hierdie wanbestuur. Hulle kan gedagvaar word. Jy kan gedagvaar word. En eintlik moet jy, as jy jy steel nie by die skool nie, hulle vat geld by die kinders weg. So ek dink dit is vir ons daai integriteit moet bo alle twyfel staan en ons moet regtig die temperatuur lig met hoe ons gemeenskapsgeld, dis trustgeld bestuur en regtig die beste daarmee doen. Met joint Bella wetgewing. Ek bedoel, ons het al soveel keer al onderhoude oor dit al gevoer, maar net vir ons kyker daar buite, jy weet die Bella wetgewing se net so 'n bietjie vinnig, maar na julle albei se perspektief af. Jy weet, wat is die Bella wetgewing? Wat behels dit en wat is die risiko's, jy weet, van so 'n tipe van wetgewing? Kom ons sê die sensitiewe bepalinge van die nuwe skolewet is jou toelatingsbeleid en jou taalbeleid. En ek dink die belangrikste is jou toelatingsbeleid moet net volgens wetgewing wees en daar moet geen diskriminasie wees nie. En dan jou taalbeleid, gelukkig beskerm die grondwet ons dat jy nog in jou moedertaal kan onderrig, solank die skool vol is. En ek dink dis waarskynlik een van die belangrikste aspekte van 'n Afrikaanse skool of 'n skool wat graag in sy moedertaal wil onderrig pleeg, is juis om te sorg dat die skool vol is. En ek dink dis miskien die twee belangrikste aspekte wat ek dink in ons skool geraak het. Maar ek dink in die nasionale prentjie gaan Rian 'n beter weergawe gee. Duidelik ons bekeer, Jan. Ja, kyk, Bella as 'n titel het eintlik nou weggeval, want die verandering in die skolewet maak ons praat van die skolewet soos gewysig in 2024. So al daai bepalinge is ingeskryf in die skolewet, van dit was kontroversieel en is lank oor gekonsulteer en gepraat. Van die ander veranderinge dink ek was so 'n bietjie verrassend, omdat dit nie die groot elemente was soos taal en toelating nie. Daar's 'n baie groot onus op finansiële rapportering en deursigtigheid en ouer betrokkenheid met vergaderings en in meeste provinsies was daar nie van tevore 'n quorum vir 'n ouer vergadering. In Gauteng het ons al die jare 'n 15% quorum gehad en nou is dit landwyd 'n 10% quorum wat die gees van die wet probeer die gemeenskap nader trek aan die skool. So daar's baie van die bepalinge in Bella wat vir my positief is. Dis net moeilik om in praktyk noodwendig 10% van jou skool by die skool te kry. Val as jy koshuisskool is, van die ouers is ver en nies meer. Maar ja, ek dink ons kyk nog steeds die Bella proses as hy nog so 'n aanhalingstekens is uit, maar ons funksioneer eintlik reeds baie sterk onder die nuwe skolewet soos gewysig. Net joint, as ons byvoorbeeld gaan kyk na kwaliteit van onderrig, wat ervaar julle die laaste paar, kom ons sê jaar? Jy weet, is daar nog steeds goeie onderwysers wat deur die stelsel kom, wat insluit in die stelsel, maar meer van die privaat sektor af of van die departement af? Ons belewenis op die oomblik in die stad, as 'n stadskool, is eintlik baie positief. So ek is nogal opgewonde oor die jong onderwysers wat die mark betree, wat in universiteit uitkom. Ons belewenis is daar's regtig goeie kwaliteit onderwysers. Wat ons byvoorbeeld by ons skool doen is, ons het 'n internskap program. Ek weet daar's baie skole wat dit het, so jy kry 'n student terwyl hy nog studeer, trek jy in die skool in, jy betaal 'n klein salarisie. Hy of sy kry baie goeie blootstelling in die praktyk en jy het omtrent 'n jaar om te kyk, kan hierdie persoon dalk in jou skool inpas ensovoorts, en jy belê in die jong onderwysers. So ek dink daar is maniere om die gehalte van personeel te lig. Ek dink in die platteland moet ek sê, ek dink daar's 'n groot uitdaging omdat mense stad toe trek. Jy weet, so raak dit nogal 'n uitdaging en ek dink daar moet gemeenskappe moet regtig kreatief dink oor hoe kan hulle talentvolle onderwysers platteland toe trek en daar hou. Van julle kant af, van Wetsel se kant af. Jy weet, as jy iets wat jy daar wil bysit, jy weet, juist rondom die kwaliteit van onderwys en absoluut. Ja, en kry ons nog steeds daai sterk nommers wat deurkom. Daar is ongelooflike jong mense wat nog steeds 'n belangstelling toon, 'n roeping wys vir onderwys en omgee vir die kinders. So ek is nie diep bekommerd nie. My groter bekommernis is die feit dat ons met vakante poste, vakatures sit in skole. Ek dink daar's iets soos 17,000 vakatures tans wat nie gevul is nie. So daar's mense wat wil werk, daar's 'n
Maar is dit departementele poste? departementele poste. En dit word net eenvoudig nie Dit word gevul. nie gevul nie. Is maar as gevolg weer eens van area gewys of jy wil nou nie daar inpas in daai area byvoorbeeld. Die gazet word nie gepubliseer op tyd nie. Ons wag nou in Gauteng vir 'n gazet. Ek dink van die ander provinsies wag vir gazet. Sal weer wanbestuur. Is 'n stukkie van rompslomp, 'n stukkie van bureaukrasie, 'n stukkie van daar's nie nou geld om daardie aanstellings te maak nie. Maar alles is nie duidelik nie, maar 'n onderwyser in 'n klas maak die grootste verskil in die onderwyssektor. 'n Onderwyssektor gaan nie beter presteer as die kwaliteit van sy onderwysers nie. So ja, ek dink ons moet baie ernstig kyk en jy weet internasionaal word onderwysers baie goed vergoed. Word onderwysers op 'n baie hoë vlak van akademiese kwaliteit aangestel. Ek dink in Finland waar ons almal kyk, jy moet jou meestersgraad hê om kleuteronderwys te gee. So ek dink daar's baie te sê vir hoe die onderwyssektor sy talentpool moet groei. Dis baie interessant. Net hierna bespreek ons die toekoms van onderwys in ons land. Goeie onderwys kos geld, maar met Suid-Afrikaanse huishoudings wat gebuk staan onder ekonomiese druk, moet 'n mens vra of die huidige stelsel volhoubaar is. Ek wil begin by meneer Joint om juist te sê, ons ouers begin al hoe meer betaal stelselmatig. En as ons gaan kyk, jy weet dalk oor 10 jaar van nou af, jy weet met inflasie so wat hardloop, wat ons dan nou addisioneel betaal vir skoolfonds en is eenvoudig net iets wat stil staan. Dus hy gaan op en op en op en op. So kwaliteit gaan 'n nommer 1 rol speel. Jy weet in wat saamgewone skole waarin ons kinders byvoorbeeld onsself blootstel, maar dit gaan kompeterend ook raak, jy weet op 'n rand en sent scenario om my kind dan eerder in 'n privaat skool te gaan plaas. So, hoe ver dink julle is ons daarvan af, jy weet, om te begin kompeteer, prysgewys, jy weet, teenoor 'n privaat skoolsektor en dan nou, kom ons sê, openbare, publieke tipe van sektor? Ek dink dit is ongelukkig die realiteit van ons ekonomie in ons land. Alles word duurder. Ek is oortuig daarvan dat die openbare skole, soos wat ons dit nou ken, die kwintiel 4 en 5 skole, die produk is baie kompeterend geprys. As jy gaan kyk na wat privaat skole werklik kos, is ongelooflik duurder. Daar's werklik min funksionele skole in ons land waar alles werk soos dit moet werk. Jy weet, en ons praat baie keer van eilande van uitnemendheid. Nou daai paar skole in ons land wat werk, dis juist daai skole wat die oplossings gaan bring en wat die werk gaan skep en gaan geleenthede skep vir innovasie ensovoorts. So ja, dit word duurder, maar dit is waar ons land se toekoms en hoop lê. Ja, korrek. So ek is baie positief daaroor en skole moet net kreatiewe maniere vind om so lank as moontlik dit bekostigbaar te hou. As ons nou kyk van FETSA's kant af, jy weet byvoorbeeld min of meer dieselfde vraag. Dis 'n baie goeie voorbeeld wat meneer Joint maak, maar kom ons sê jy kry nou 'n gegeewe privaat skoolonderneming wat dan nou ons leierskap gaan haal, jy weet uit daai skole uit. En want onthou, een is 'n besigheid en die ander een is nie 'n besigheid nie. Dis 'n nuwe winsgewende organisasie. Is daar iets wat FETSA's om dit kan doen, om dit op 'n latere stadium dalk te blokkeer, of is dit eintlik maar vrye markstelsel? Kyk, dis redelik vrye markstelsel. Enige werknemer kan kies waar hy wil werk. Maar ek dink skole moet baie fokus daarop om 'n werkplek van keuse te wees. Waarna ons moet kyk in die sektor is, hoe hou ons dit bekostigbaar met kernbesigheid? En kernbesigheid is nie net die aflewering van kurrikulum nie, maar kan ons al hierdie sport doen? Kan ons al hierdie buitewedstryde gaan speel en dit bekostig? Wat ons lede adviseer is om regtig te gaan kyk na die volhoubaarheid van die skool oor die langtermyn. Iemand het eendag gesê, wanneer weet hoe word jy bankrot? Stadig en dan skielik. Maar jy moet nie die stadige proses net ignoreer nie. So ons adviseer ons skool om te sê, gaan maak seker dat jy weet wat is jou kernbesigheid, wat is jou nismark. Jy kan nie in 'n hoekkantoor by 'n skool sit en dink jy verteenwoordig die samelewing en jy neem besluite op jou eie nie. Jy moet weet wat gaan aan in jou plaaslike ekonomie. Jy moet weet hoe lyk die werkloosheid, hoe lyk die huispryse, hoe lyk die inkomste, die LSM scenario, om seker te maak dat as jy 'n skoolfonds stel, dat die meeste van jou gemeenskap daarbey kan inpas. Ons het in FETSA so 5-6 jaar terug die Sentrum vir Finansies en Risikobestuur opgerig, juis om te sê, kom ons fokus baie skerper op volhoubaarheid, nie net op koste nie. Die ander ding wat ons sê is, alhoewel dit duurder word, moet ons die taalgebruik verander dat skoolfonds is 'n belegging, dis nie 'n koste nie. Dis nie 'n las op jou nie,
dit is 'n belegging wat later van tyd dividende gaan oplewer. En ek dink dis wat Perry nou gesê het. Dis die antwoord. Ja. Oplossing vir Suid-Afrika, plan A, plan B en plan C is onderwys moet werk. Rian, maar nou wil ek nog 'n vraag na jou toe gooi en dan kan meneer Joint net daarby aansluit. Kan 'n ou byvoorbeeld dan nou sê 'n gemeenskapsforum byvoorbeeld mag hulle byvoorbeeld 'n skool koop soos kom ons sê dan maar seuns hoor. Byvoorbeeld in 'n privaat skool ontskep. Is daar 'n manier, is daar 'n model, was al so iets? Ek dink nie dis van die kaarte af nie. Ja. Ek dink ook dit is miskien moontlik 'n gevaarlike posisie vir baie skole om dit nou te doen. Die openbare sektor moet werk want alle mense het nie die vermoë om in die privaat sektor in te stap nie. Terwyl die openbare sektor vir ons die gebou gee sonder dat ons daarvoor betaal, jy kan daai bate benut na sy volle kapasiteit en waarde toe en inkomste vir die skool so genereer en dis meer. Maar dis nie van die kaarte af om met die departement te gaan onderhandel en 'n gesprek aan te gang as die gemeenskap daardie tipe reserves het nie. Maar ja, daar's nie nou huidigelik baie gesprekke waarvan ek weet tussen die departement van onderwys en skole aan die gang om te sê ons wil graag hierdie bate koop nie, maar ek dink nie dis van die kaarte af nie. Die departement het net baie groter en ander probleme ook om uit te stof voordat dit die algemene gesprek gaan raak. Joint, daar na jou kant toe, het al offers gehad? Mense kry baie keer die vraag, maar ek dink Rian het dit mooi opgesom, ek dink polities sal dit ook vir die staat nie noodwendig 'n goeie skuif wees om funksionerende skole half te verkoop nie, jy weet, so ek dink op hierdie stadium is daar nie gesprekke waarby ons betrokke is nie. Die feit dat jy openbare skole is, beteken die kind wat baie potensiaal het, maar sy ouers het nie geld nie, kan by kom ons sê ons is sy naaste skool, hy kan daar instap en eerste wêreld opvoeding kry en 'n sukses van sy lewe maak. Ons spot baie keer, jy wil graag eintlik in jou skool iets van alles hê. Jy weet, so daar is ryk mense, daar is 'n groot klomp middelklas mense en daar's 'n klomp mense wat baie swaar kry. En dis eintlik gesond, want dis 'n weerspieëling van jou gemeenskap en jy leer met mekaar saamwerk en in ons geval, dit maak nie saak wie jou ouers is en waar jy bly en wat jy ry en wat jou ouers kry nie, gaan oor die kind. En as jy hard werk, dan gaan jy in die A-span kom of in die koor kom of jy gaan eerst in jou klas akademies staan en ek dink dis miskien iets wat 'n goeie argument is om openbare skole te bewaar. Maar jy's vir daai rede en natuurlik maar met goeie bestuur en beheer. Wel, kom ons maak maar net seker ons hou daai goeie bestuur in ons publieke skole en natuurlik baie dankie Rian en meneer Joint. Ons sien julle dan gou weer en miskien kan dinge 'n bietjie anders te wees en asseblief meneer Joint, iemand jou offer maak op baie skool, gee my 'n like, jy weet ek sal graag wil saam inklim daar. Jy weet maar baie dankie vir julle tyd. En dankie vir julle. En volgende keer sien ons julle net hier op Wins of Verlies.